Ons almal hier by Goeiemôre, Good Morning is baie lief vir diere. Dis hoekom ons vir Thys en Pieter op die program het. Elsa. Sis. Ek grap net. Nou, volgende gesels ons met twee dames met net so groot passie vir diere, Yvonne Westrate en Frida Moorhouse van Woolies Animal Shelter Project in Pretoria Noord. Goeiemôre, Good Morning, welkom by die program, julle. Goeiemôre, welkom. Vertel vir ons hoe Woolies Animal Shelter Project ontstaan het. Woolies het begin in 2003. Silla Trexler het dit gestig. Dit het begin as 'n sterilisasieprojek. Dis iets wat vir haar baie na in die hart lê. Maar sy het, soos vir die tyd loop, het sy besef daar bestaan 'n behoefte vir 'n diereskuiling. So het Woolies begin, vandag presies 12 jaar gelede. Vandag is amptelik ons verjaarsdag. Ag, wonderlik. So, en hier is ons nog steeds baie honde en katte later. Baie gelooflik, ja. En dankie ook vir die werk wat julle doen. Want ek dink dis juist ook iets waarby ek wil uitkom deur te vra, vir hoeveel diere sorg julle tans by hierdie skuiling? Op hierdie stadium ongeveer so 1000 diere, Sjoe. wat nou insluit so 700 honde, 300 katte, wat almal huise soek. So ons probeer baie hard om vir huise te soek. Dan het ons twee permanente inwoners daar, dis twee donkies, David en Lally. So en hulle is lief vir 'n retreat, so asseblief kom kuier vir ons, neem hondjies aan, ons kykies aan, ons sal dit absoluut waardeer. So ons het nou 'n maatjie hier in die ateljee saam met ons. Wat is dit sy storie of haar storie? Wat is Haar storie? Wat is haar Dis storie? Zonkie. Zonkie het ingekom ongeveer 2 maande gelede. Volgens die persoon wat haar ingebring het, is sy opgetel op 'n eierplaas, Zonkie eierplaas. Dis hoekom ons haar Zonkie noem. Ja. Sy het ingekom met 'n ou babatjie. Die baba is intussen aangeneem en Zonkie Zonkie is nou nog heeltyd by ons, maar ons het goeie nuus. Zonkie het eergister was daar 'n dame wat haar wil aanneem. Haar huisbesoekie is goedgekeur, so as Zonkie nou klaar is met haar TV-debuut, dan gaan sy huis toe. Wat 'n ongelooflike storie. Ek is so bly julle deel dit hier op Goeiemôre, Good Morning. Dit maak ons harte baie bly. Ja, dit gee mens moed. Nou, en dit is nou eintlik sleg om van so iets af na die volgende vraag toe te gaan, want ek kan dink dat julle ook verskriklike dinge beleef na aanleiding van wat met die diere wat julle inneem ook gebeur het. Wil julle dalk so 'n bietjie meer daarvan vertel? Ja, ons het een geval gehad, Angel. Ons het 'n oproep gekry van 'n sekuriteitsmaatskappy in Pretoria Noord, daar in 'n veld. Het dit toe op 'n hondjie afgekom wat te toue en kettinge om haar nek gehad het. Ons vermoed sy het losgebreek en toe op so 'n manier losgekom. Een van ons werkers is toe uit, het die hondjie gaan haal, direk veearts toe gevat en sy moes onder narkose, moes hulle toe die kettinge lossny wat al ingegroei het in haar nek. Sy was toe vir 'n tyd daar by die veearts gewees tot sy nou heel gesond was. En die goeie nuus daarvan was ook nou weer, gelukkig van daar af kon sy toe direk ook na haar permanente huis toe gaan. So dit het ook 'n gelukkige einde vir ons gehad op die ou end. Goeie stories, is regtig fantastiese werk wat julle doen. Watter tipe diere neem julle in? Ons het nou oor die donkies gepraat, maar is dit net honde, katte en donkies? Ons neem net honde en katte in, natuurlik klein hondjies en katte ook. David en Lally is permanente inwoners. O, so okay. Hulle is nie besoekers nie. Hulle woon daar. Hulle woon daar. Reg. So die kykies, hondjies, groterige honde, uitgegroeide honde, katte, hulle is almal daar wat huise soek. So asseblief, ons waardeer dit as julle ons kan kom besoek en neem asseblief een van daai diertjies aan. En ek dink is wonderlik ook om te sien hoe julle daar te werk gaan en hoe goed julle ook na al die dierekinders, as ek so daarna kan verwys, omsien. Ons het nou gehoor van hierdie mooi verhaal of die goeie nuus van Zonkie, maar wat is die proses wat gevolg moet word wanneer 'n mens 'n dier wil aanneem? Die beste is gewoonlik om Woolies self te besoek. Ons het foto's op die hokke, so elke hondjie se naam is daar en hoe hy daar beland het, soos hy's opgegee of opgetel. So kom stap deur, kyk na die hondjies. Ek sê altyd vir die mense, die regte een sal met jou praat. So dan voltooi ons aansoekvormpie. Ons gaan doen 'n huisbesoekie. Vir ons is dit baie belangrik. Indien 'n hondjie huis toe gaan, moet hy beter af wees as by Woolies. So dit moet 'n goeie huis wees. Ons gaan kyk, ons maak seker hy gaan veilig wees en dat die mense weet
weet wat hulle moet weet om na die dierekind te kyk. Dan word wanneer hulle terugkom wollies toe na die huisbesoek, betaal hulle die aanneemfooi en dit sluit dan in sterilisasie, inenting, die hondjie word ook gemicrochip, kry 'n nekbandjie met 'n naamplaatjie. Hoe finansier julle die daaglikse bedrywighede by Wollies? Ons is absoluut afhanklik van die publiek om ons te ondersteun. Ons is 'n non-profit organisation, so ons kry geen fondse van die regering af nie. So ons maak staat op die mense, die publiek, om vir ons donasies te gee, kom volunteer, neem hondjies aan, so dit is hoe ons daaglikse behoeftes voorsien is die publiek se samewerking of se donasies wat ons van hulle afkry. Ja. En met daai in gedagte, wat is in hierdie stadium julle grootste behoefte? Absoluut. Ons grootste behoefte is altyd kos. Want ek meen 700 honde. Ons gebruik 5 asblikke op 'n dag om vir hulle almal kos te gee. So dis nogal 'n paar sakkies kos wat ons nodig het. So kos is altyd 'n behoefte en dan natuurlik fondse ook want ons het veeartsrekeninge wat betaal moet word. Die hondjies word almal gesteriliseer. Hulle word siek, hulle moet ingeënt word. So dit is wat dis maar altyd ons behoefte. En dan dat mense hulle kom aanneem. Kan ek vir Zonkie bietjie vashou? Sal sy na my toe kom? Ek is seker sy sal. Zonkie? Ek wil net bietjie vashou. Hoe kan mense betrokke raak by Wollies? Hoe kan hulle julle kontak? Hoe kan hulle eie Zonkie kry? Ons is op Facebook, het ons eie Wollies blad. Ons is ook op TikTok. Maar hulle kan maar net op op Google hulle kan ons op Google ook vind, dan kan hulle maar net die adres kry en dan kan hulle ons maar net besoek. Hulle is altyd welkom. Hulle is altyd welkom om te kom lief te gee. Hulle hoef nie 'n hond aan te neem as hulle nie kan nie, maar hulle is welkom om te kom lief te gee. Wel, ons hoop dat julle in die toekoms nog baie van hierdie goeie nuusstories met ons gaan deel. Dit lyk vir my Ras is intussen nou verlief op Zonkie. En nog gaan sy na haar permanente huis toe vandag. So weer eens dankie vir die werk wat julle doen en dankie dat julle ons ook 'n bietjie meer kom vertel het. Baie dankie vir julle en vir die geleentheid. Nou ja, en so is dit altyd goed om te hoor van al hierdie goeie nuus. So maak seker jy bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir geldsaake saam met Tuis.